Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Wat trouwlik tot in ewigheid en wat nooit uitvaar die werke van sy hande nie. Dankie Hemelvader vir die voorreg wat ons elkeen ook hier het om vanaand hier met mekaar te kan wees as gemeente, Here. En as ons net 'n paar, weet ons dat die woord ook sê, daar waar twee of meer in U naam vergader, dan is U teenwoordig. Dankie Hemelvader vir die voorreg wat ons nog het om hier met mekaar te kan wees sonder enige vervolging. Here, dankie dat ons U kan loof en prys met ons stemme en met ons musiekinstrumente. Ek bid ook Hemelvader dat U ons sal aanraak, dat U ons vandag sal bid en gehoorsaam aan U, dat U die boodskap nie verlore sal gaan nie, maar dat ons dit sal uitdra en uitleef, Here, dat ander vir Jesus in ons lewens sal raak sien, deur ons woorde en deur ons dade. Vergewe ons waar ons baie keer moedeloos en moeg raak, Here, maar dat ons sal onthou, ons oë gefokus sal hou op Jesus ons Hemelvader. Dankie Jesus dat U nooit op ons opgegee nie. Amen. Ek vra ons dat ons staan vir ons eerste lied, ons liedere. Die eerste lied is Dit is die dag. Dit is die dag.
nommer 530, vers 1 en 2.
baie welkom in die erediens. Dis nou ons tweede aanddiens vir die jaar, nee, so ons begin lekker weer spoedvang en baie dankbaar vir elkeen wat teenwoordig is. Daar waar jy sit, kom ons draai na mekaar en kom ons groet mekaar op in die naam van ons Heer, ons Koning Jesus Christus. Pragtig. En baie welkom weer eens. Lekker informeel en interaktief. So ek gaan nou ook so 'n bietjie geleentheid gee vir julle om saam te gesels en saam te praat. So net 'n lekker informele geleentheid so saam. So baie welkom vir elkeen. Diakens, dankie. Julle kan vir ons die liefdesgawes hanteer. En soos ek nou vanoggend gesê het, ek hoef nie meer alles te lees nie. Jy kan self lees. Ek gaan net hier en daar ietsie vir ons uitlig. Daar's ek herinner net die bazaarvergadering maandag en dan die finansvergadering. So baie dankie vir elkeen. En weer eens dankie vir liefdesgawes, dankoffers en bydraes. Ek het nou vanoggend dit vinnig genoem ook, ons sal nog op 'n stadium lekker terugvoer oor finansies en alles gee, maar begrotings moet nou ingaan, begrotings baie belangrik, en soos ek vanoggend ook gesê, kerkbegroting is moeilik, is nie soos 'n gewone instansie of winkel of klub of wat ook al die geval is, en daar weet jy presies wat jy verkoop, jy weet presies wat kom in, jy weet presies wat gaan uit, en so meer. Kerk is moeilik. Ons begrotings werk op skattings wat ons doen van die vorige jare af, net want die kerk is vrywillige bydraes. So baie dankie vir elkeen en dankie vir elkeen wat ook bydraes so. Ja, vir elkeen se liefdesgawes, baie dankie. Ons sal nog lekker oor die finansies en alles van ons latere geleentheid oorbrief. Vriende, as jy betrokke wil raak by die jeug, planne net rondom jeug, asseblief kontak ons en ons sal regtig hierdie jaar aandag aan ons jeug gee. En lekker dinge weer aan die gang kry vir ons jeug. En dan natuurlik ook rekenaar en klankbediening. Baie dankie vir julle ouens hier, ek sien jy's weer daar so, Marcel, dankie julle. As jy belangstel, is 'n belangrike deel van die erediens bediening. So asseblief, as jy belangstel en kan help, gee jou naam ook vir ons deur asseblief daarso. Dan 'n liewe leed, voorbereiding vir almal op die lys en kom ons dra hulle ook op aan die Here. En dan natuurlijk lekker kerk en reis die 27ste Februarie. So plaas ook daarso bestellings. So baie dankie. Die res kan jy rustig dan ook self so deurgaan. Waar is hy? Baie dankie David. Kom ons kyk, gaan die kant staan. Ja, ek hoor kamers daar. Ja. Kom ons ry hier oor. Ons Here se Koning Jesus Christus. Here baie dankie vir die liefdesgawe. Dankie vir elkeen se bydrae. Here baie dankie dat ons ietsie kan teruggee en dankbaarheid vir U. Dankie vir U sorg, voorsiening in die gemeente, ook so in ons persoonlike lewens, Here. En baie dankie dat U pad saam met ons loop. Ja, Here, ons wil U waarlik loof en prys en eer. En ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Dankie. Geliefdes, baie dankie. Kom ons sluit die oor. Kom ons doen eers 'n stil gebed. Daar waar jy sit. Kom ons raak so rustig voor die Here en kom ons nou die Here uit wat ons werk op in die erediens en daarna gaan ek graag ons open ook met 'n gebed. Maar kom ons raak almal eers so stil ook in die Here. Ons Heer, ons Koning, Jesus Christus. Here, baie dankie vir hierdie wonderlike geleentheid vanaand en dat ons so as kinders van U kan versamel wees in die Heilige Gees, in die kosbare naam, en ook so rondom die Heilige Skrif. Here, baie dankie dat ons nog ons geloof vrylik kan uitleef en hierdie geleenthede so kan bywoon. Here, ons sien die dinge in die wêreld, ons sien die dinge wat aan die gang is. En ons besef dat, ja, tye is besig om te verander. En daarom bid ons, Here, dat U ons waarlik sal lei en sal help deur die inwerking van die Heilige Gees, Here. Seën ons asseblief in die kennis van die woord en seën ons asseblief in besonder in ons verhouding met U, Here. Koning, baie dankie vir vanoggend. Dankie vir die gebedsgeleentheid. Dankie dat ons ook kan leer oor gebed, die 5 filters. En help ons om daai beginsels in ons gebedslewens te gebruik, Here. 'n opregte hart, 'n vaste geloof,
en u eer, u wil en u koninkryk bo alle dinge. En ons vra dit ook vir vanaand, Here. Dankie dat ons hier in geloof by mekaar kan wees, in opregtheid, Here. En dankie dat ons hier by mekaar is, want Here, ons soek waarlik u eer, u wil en u koninkryk. Ons wil lof en eer en aanbidding aan u bring, Here. Ons wil u koninkryk bou en dit uitbrei. Ja, Here, ons bid vir u raadsplan, u reddingsplan, maar ons bid ook vir u hartsverlange volgens die Heilige Skrifte, Here. Help ons en lei ons so in die woord en leer ons ook so deur die woord. En besonder ook vanaand waar ons hierdie interaktiewe geleentheid gaan hê en 'n bietjie saam gaan gesels oor die dinge wat ons beleef en die dinge wat ons sien. En alles op die einde van die dag net weer eens 'n bevestiging van die Heilige Skrif, Here. Ag Here, ons erken ook ons eie feilbaarheid, ons swakheid, ons nietigheid voor u en ons bely, Here, dat ons vir u so nodig het. Sonder u genade is ons niks, Here. Maar dankie dat ons weer eens kan staan op die belofte ook van u woord, daar in 2 Korintiërs 12, wat ook sê dat u genade is vir ons genoeg, Here. En ons dankie daarvoor, Koning Jesus Christus. Here, bemagtig ons ook so deur die inwerking van die Heilige Gees. Bind ons gedagtes ook asseblief in gehoorsaamheid aan u, Here. En bind asseblief enige geeste, magte of kragte wat hier wil inwerk, wil roof en wil steel, Here. Breek asseblief enige vervloekinge en help ons, Here, dat ons waarlik ligdraers sal wees en sout vir hierdie aarde sal wees. Seën ons asseblief, Here. Ek bid die kosbare bloed vir almal van ons wat hier is. En doen dit alles in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. As hy geliefdes, baie dankie. Nou, ja, terug na ons ou gewoonte, né? Ek soek 3 versoekliedere, 2 lof, 1 skuld. Ja, ek sien jou hande vinnig, ja, die lief. O ja, ek sal nie bang wees nie. Ja, sy naam is ek sal nie bang wees nie. Alright, even is die eerste keer in die aanddiens, nee, hier moet jy koppels beweer is. Alright, die groot ding is, die mense gaan die liedere deurgee, en dan gaan ons nou die liedere lekker sing. So, alright, ek gaan vir my neerpen, ek dink daar is 'n goeie om nie af te sluit, ons slotlied. Ek sal nie bang wees, maar ek gaan weer vir jou sê, hoor, ek weet jy gaan hom lekker kan kry, hè? Ek gaan net skryf, ek sal nie bang wees, mooi lied. Alright, Anita, wat jy ook gesien? Because he lives. Alright, so because he lives, so even omgangs nou as 'n lofsing, because he lives, en dan, hey, ja, is die son. Ja, is die son. Prys die mooi liedjie hoor. Alright, so even ons gaan, because he lives, en dan prys die Heer. Dan gaan ons hulle as loflied nou sing. Ons luids happy op ons sommer, hè, is dit goed? Ek wil nog mooi hanteer, hoor. Is jy reg wat hulle maak? Because he lives, en dan prys die Heer. En dan slotlied gaan ons sing, ek sal nie bang wees nie. Volgende Sondag sal ek die kant op kyk, hoor, alright. Ja, liefdes, kom ons staan, kom ons sing lekker saam. Ewen, dankie, Marcel, dankie julle. I
because he lives, nee. Maar ons gee ons appie, ons het nou oor gesien, nee. Hy was mooi, nee. Dit is ook een mooi video, nee. Maar prachtig, ja, ek sal eins van al onder voetbal geweer. Ek het geweet wat hy erbij staan, nee. Geliefdes, maar ons bly staande en dan het ons, struisgeweer. Nou as ek kom sing al lekker. Lekker, nee, dis daai net lekker net baie pragtig. Geliefdes, baie dankie. Jy kan die skrif vir ons oopmaak by Filippense 1 vers 12 tot 18. Dis Filippense 1 vers 12 tot 18. Ek gaan lees uit die letterlike vertaling.
So welkom die vertaling wat u het. Dis Filippense 1 vers 12 tot 18. So 'n bietjie begin met hierdie vreemde teks, as ek dit so kan stel. En dan gaan ons weer aansluit by 'n tema wat ons laas jaar ook hanteer het, rondom die anti-kris. So dis natuurlik in 1 Johannes 2 en 1 Johannes 4. Maar ek wil graag vanaand saam met u begin by Filippense. Paulus natuurlik wat hier skryf. Filippense 1 vers 12 tot 18. Maar voordat ons lees, kan ons sluit hieroor weer eens in gebed. Ons Here, ons Koning, Jesus Christus. Here, baie dankie dat U 'n God van verhouding is. Dankie dat U ons geroep het, gekies het, om kinders van U te wees, om in verhouding met U te wees, en deur U in verhouding met die Vader, en ook met die Heilige Gees. Here, dankie dat U die middelaar is, die middelpunt van alles, die sentrum, waarop alles gaan. Here, en daarom bid ons ook en vra, dat U ons nou sal seën, hierdie inwerking van die Heilige Gees, en lei ons ook so in die skrifgedeelte, die lees van die woord, sien die boodskap, sien die saamgesels, en dat alles sal wees, tot eer en verheerliking van die kosbare naam. Die naam bo alle name, die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Kom ons lees saam, is Filippense 1 vanaf vers 12. Nou, natuurlijk Paulus sit in die tronkie son, en dan skryf hy, vers 12, en ek wil hê dat julle moet weet, broeders, dat wat my wedervaar het, eerder op bevordering van die evangelie uitgeloop het, sodat my boeie openbaar geword het in Christus, onder die hele keiserlike leimag en by al die ander. En die meeste van die broeders wat in die Here deur my boeie vertroue gekry het, dit des te meer waag om die woord onbevrees te spreek. Sommige spreek Christus wel ook uit afguns en twis, maar ander ook uit welwillendheid. Die eerste verkondig Christus uit naaiwer, nie met suiwer bedoelinge nie, met die mening om aan my boeie verdrukking toe te voeg, maar die ander uit liefde, omdat hulle weet dat ek bestem is door die verdediging van die evangelie. Maar wat maak dit? In alle geval, op allerlei wyse, of dit onder skyn of in waarheid is, word Christus verkondig. En hierin verbly ek my, en sal ek my ook verbly. Wat maak dit saak? Christus word verkondig. Baie belangrik. Geliefdes, interessante tekstgedeelte, en eintlik 'n vreemde beginsel, as ons so luister na wat Paulus hier so skryf en oordra in die brief, maar toch so 'n belangrike beginsel. En ek wil eers 'n bietjie kyk, die beginsel oordra, en dan gaan ons van daar so 'n bietjie toepassing, en ek wil hê jy moet saam met my daar gesels, maar ons gaan lekker geleentheid ook gee. Nou, wat Paulus eintlik doen, is Paulus getuig dat Christus word versprei. Oral word die evangelie verkondig, Christus word verkondig, die evangelie word versprei. Dat hy ook weet dat sommige vir Christus verkondig, nie uit opregtheid nie. Ons sien dit, nie uit suiwer bedoelings nie. Hulle is gedryf deur jou sondige natuurlike vrugte, dinge soos afguns en twis en naaiwer, jaloesie, al hierdie tipe van dinge, maar hulle verkondig vir Christus. En ander verkondig weer vir Christus in opregtheid, in waarheid en natuurlik baie belangrik uit liefde. En dan 'n vreemde stelling wat ons kry hier in vers 18. Wat maak dit saak? In valsheid of in waarheid, Christus word verkondig, hierin is hy bly. Christus. Nou ek weet is vreemde woorde vir Paulus hierso. Ek bedoel, Paulus is 'n kampvegter vir die Christelike geloof en vir die belydenis van die geloof en die kennis van die geloof. Ek bedoel, ons ken van Paulus, ons sien sy ander briewe wat hy skryf, waar hy ernstig erg is op die waarheid van die belydenis wat ons het en die kern van ons geloof. So 'n vreemde gedagte hierso. En nou vra mens miskien vinnig vir jouself, maar praat Paulus eintlik teen homself hierso, of wat gaan presies aan,
Net gou vinnig noem, die sake is steeds belangrik. Ander sake wat Paulus in ander briewe skryf en so meer, ons weer is baie belangrik, is kernoodsake. En daarna Paulus steeds daarna verwys, onder andere in vers 15 en 17, wat ons ook hier gesien het. Maar Paulus wil 'n beginsel oordra wat alle ander beginsels oortref. Die belangrikste saak van alle sake, en dit is Jesus Christus. Christus is die sentrum. Hy is die belangrikste beginsel wat daar is. So maak nou die saak in opregtheid of nie opregtheid nie, die feit dat Christus verkondig word, dat die woord oor Christus versprei, daaroor is hy bly. Christus. Geliefdes, hier is die belangrike ding vir vanaand wat ek graag wil oordra, en in aansluiting hier by Paulus. Christus is die kern van ons geloof. Christus is waaroor alles op die einde van die dag gaan. Christus is die hoofbeginsel van alle beginsels. Christus. Die verkondiging van Jesus Christus. Dit is die hooffokus van die kerk. Is Christus. Dis elkeen van ons se hooffokus veronderstel om te wees. Christus. Hy is die middelpunt waarom alles verder draai. Christus. En natuurlik ander sake is ook nodig, ander sake is ook belangrik. Natuurlik, ons weet dit, né? Maar Christus is die belangrikste. Dis die kern van alles op die einde van die dag. Christus oortref alles. Paulus hou homself as te ware hier 'n bietjie in toom, hier in die brief van Filippense. Hy sit sy persoonlike siening op sy, om te erken dat Christus is die belangrikste, die verkondiging van Christus is die belangrikste, dis die kern van alles. Om nie te fokus op kleinighede, minder belangrike verskille, en al die ander dinge, maar te fokus op Christus. Om nie ander sake belangriker te maak as Christus nie. Christus is die kern. Nou weer eens terug na ons solas, ons ken dit nie, solas Christus. Christus alleen, Christus die kern, nie, middelpunt, vir redding, vir lewe, vir sorg, vir voorsiening, vir verhouding. Maak nie saak wat jy in skrif kry nie. Sonder Christus is dit nie vir ons moontlik nie. Christus is die kern van alles. En met dit in gedagte, Christus is die belangrikste. Gaan ek so 'n bietjie ingaan en ek wil dit graag 'n bietjie toepas in ons tye waarin ons leef en ek gaan nou nog geleentheid gee dat jy saam met ons praat, maar mense vervang Christus met allerlei ander dinge. Christus as die belangrikste word vervang met ander sake, minder belangrike sake, ander dinge en so meer. Fokus op Christus word vervang met ander sake. Ok, die antichrist beginsel. Ek het laas jaar in die reeks rondom tekens van die tyd ons gesels oor die antichrist beginsel. Ons het gekyk na 1 Johannes 2, ons het gekyk na 1 Johannes 4, die briewe van Johannes, ek gaan gerus dit weer gaan kyk, waar Johannes ook vir ons bevestig dat in hierdie tekste verwys hy na die antichrist wat sal wees, né? Hy verwys aan die een kant dat die gees van antichrist is reeds werksaam in die wêreld. Dan praat hy van daar's baie antichriste in die wêreld. En dan praat hy van die antichrist wat sal wees aan die einde van tyd. Antichrist. Gees van antichrist, antichriste en die antichrist. Nou, wat bedoel ek met die antichrist beginsel? Jy sal onthou, laas het ons gesê dat die woord antichrist het 2 betekenisse, nie net 1 nie. Die eerste betekenis is om teen Christus te wees. So ons weet die gees van antichrist, antichriste en die antichrist wat sal wees gaan teen Christus wees. Maar die belangrikste betekenis agter antichrist is nie teen nie, maar vervanging van Christus. Om Christus te vervang. Om Christus te vervang. Dis die beginsel van antichrist. Nee, byvoorbeeld die antichrist wat eendag sal wees, hy sal teen Christus wees, maar sy hoofdoel gaan wees die vervanging van Christus as die redder vir die wêreld. Hy gaan homself voordoen as die redder. Sê ek is die redder, nie Christus. Die vervanging van Jesus Christus.
Geliefdes, hierby wil ek vanaand stil staan. Christus word vervang in die samelewing, in ons wêreld, oral, ons eie land, stad en so meer. Nou ek wil hê julle moet so saam met my dink en 'n bietjie saam met my praat. Ek gaan nou nie 'n mikrofoon gee nie, so as jy iets sê dit lekker hard en duidelik, ek gaan probeer om dit te herhaal. Maar help my gou-gou. As jy kyk na die wêreld buite, waar sien jy word Christus oral vervang? As die belangrikste. Help my 'n bietjie. Skole. Christus is uit die skole geneem, né? Prys die Here vir hulle wat nog staande bly, skole wat nog sterk staan. Maar ja, in die algemeen, Christus is uit die skole. Christus word vervang in die skole. Definitief plek, né? Regering. In die regering. Ons weet dit, Suid-Afrika se regering, Christus word vervang met ander dinge, né? Vervang. En ek gaan nou aansluit by hierdie ook nie net ons regering nie, oral. Meerderheid regerings in die wêreld word Christus uitgehaal en hy word vervang met ander dinge. Waar sien ons dit nog? Mooi. Evolusie, né? Geloofstelsels, né? Weer eens, ons het al lekker gesels oor evolusie, baie van die wereldtaal, ek noem dit net gou vinnig, ons kry twee tipes evolusie, ons kry makro-evolusie, wat sê ons nou al uit ape gekom, en dan kry ons mikro-evolusie. Mikro-evolusie of natuurlike seleksie is wetenskaplik, dit beteken in 'n spesifieke spesies kan daar sekere verandering plaasvind oor tyd, sodat hulle aanpas by hulle habitat. Maar makro-evolusie, Big Bang, oerknal, al hierdie tipe dinge is 'n geloofstelsel. Onthou ek van julle reeks weer nie, maar as jy bewys het. Dis geloof. As geen bewys van makro-evolusie, né? So jy's reg. Ateïste probeer God vervang deur makro-evolusie. Sê ons net stop hierso, né? Toevallig het ons nog maar net ontstaan, né? Daar was 'n oerknal gewees en toe 'n sok gewees waar dit almal net gespring het en daar was een organisme en eie organisme en al die ander organismes. Ekskuus my Afrikaans, so pot stop. Maar ek sê dit sonder reg. Makro-evolusie, geen bewys nie, né? Mikro-evolusie, wetenskap, baie mooi, né? Met teorieë, Christus vervang. Christus word vervang in die werksplek. Mag nie open met gebed nie. Mag nie meer hierdie, selfs met skole, selfs met regerings, né? Werksplek. Ek het nog 'n hand gesien hier by Kobus. Dankie tog. Selfs in die ouerhuis. Dis hartseer, né? Mense vervang Christus met allerlei ander dinge, né? Ander dinge het belangriker geraak vir mense as Christus, as verhouding met Christus, né? En ons gaan baie uitbrei op hierdie punt ook, né? Verantwoordelikhede wat nie nagekom nie, ouers wat nie hulle deel doen nie, né? Dan word nie meer Bybel gelees nie, en so meer, multimedia, TV, al die ander goedes, belangriker as Christus, vervang Christus. Ons sien die wêreldse tegnieke, né? Oral, né? Ek het nog 'n paar ander gesien. Mooi talie. Ek wou ook gedoen met ja. Kerke. Hartseer. Maar kerke, in baie kerke word Christus vervang as die belangrikste beginsel. Ander dinge raak belangriker in kerke deesdae, né? Kerkpolitiek, né? Hierdie perifere, minder belangrike klein nitty-gritty saakies wat deesdae die belangrike is in kerk, né? Allerlei multimedia, 'n lekker band, ligte, 'n lekker vibe, né? Al hierdie dinge is besig om Christus te vervang. Kerke, né? Ek het iemand se hand daar gesien en dan gaan ek weer my sussie gee. Die was probeer. Ek wil ook sê ja. Okay, wat met hom hoor, mooi bevestig ek yes. Ja, TV-program, media weer eens, né? So geliefdes, ons sien hierdie ding, né? Ons sien hierdie dinge oral en dit is baie waar ook, né? Multimedia, lastering, né? Christus se naam vir 'n vloekwoord gebruik deesdae as te ware, né? Die inding van Hollywood, né? Maar ja, oral is ons besig om hierdie dinge te sien. Nou geliefdes, ek hoop iets besig om te verstaan wat ek probeer sê. Wat al die Enige tegnologie, games. Selfs games ook en alles, né? Dit raak belangriker, né? Prioriteit op die einde van die dag, né? Ongelukkig, dis kom ons 'n bietjie moeilikheid miskien met ons jeug lewe, né? Want ons jeug like daai klein boksetjie, né? Net so te sit en kyk, né?
Nou, baie belangrik, yes, al hierdie tipe van dinge, né? Wat is? Nou, het maar iets anders nou by my opgekom, Dokie. Ja, my hoor. Daai deel in die Bybel wat vir ons leer, jy moet lou of warm wees. As jy lou is, gaan jy uitgespoeg word. Nou die mense wat nou die Here wil vervang, met ander woorde, hulle moet versigtig wees, hulle kan op die ou end Uitgespoeg word, Openbaring 3. Baie waar, né? So vriende, ons sien hierdie dinge. Wat wil ek vanaand vir jou oordra? En ek gaan interessant, en ek sê dankie vir almal, want ek het dieselfde fokus gehad. Die gees van Antichrist is besig om te werk in die wêreld. Antichrist, die vervanging van Christus. Die gees van Antichrist is besig in die wêreld, presies dit wat Johannes vir ons onder andere getuig. In die wêreld is Christus al meer besig om vervang te word deur allerlei ander dinge. Ons sien dit. So punt 1, die gees van Antichrist is besig in die wêreld en die Antichrist beginsel om Christus te vervang is oral besig om geïmplementeer te word. Ons sien tekens van die tyd. Ek wil vergelyk waar ons nou is teenoor selfs 'n generasie terug. Paar generasies terug. Christus word vervang oral. Al meer en op al meer plekke. Die ryk van die Antichrist word voorberei. En het is belangrik dat ons hierdie dinge begin besef. Christus word vervang as die belangrikste. Nou, ek het ook al die plekke, en ek bly vir almal wat gesê het, Christus word vervang in skole, instansies, huise, oral, ander dinge raak belangriker. Selfs in kerke. Weet julle, né? Pragtig, dan die ander mooi. Christus word in kerke vervang as die belangrikste. Weer eens, alle ander dinge raak belangriker. Meer belangrik, né? Prediking gaan nie meer oor Christus nie. Prediking gaan oor die eie ek self, en hoe kan ek myself verbeter, myself, realisering van myself, en al hierdie dinge. Kerkpolitiek. Weet julle, ek dink die vyand is besig om ons so besig te hou in die kerk en die kerkpolitiek op hierdie stadium. Dat is die belangrikste vergeet. Verkondiging van Christus. Mense intrek vir Christus. Kerkpolitiek is 'n plan van die vyand. En nie net verdeeldheid en onmin en al daai gesaai nie. Ons fokus af te haal van waar we gaan oor Christus. So kerke, kerkpolitiek, al hierdie dinge raak belangriker. Nou, een van die dinge wat ek nou so gesê het vanoggend waar ek baie wil 'n bietjie ingaan op ook en DV volgende week ook prediking wil bring. En dit sluit aan by die gedagte van Christus word vervang in die regerings in die wêreld. Maar hier is die kern. Christus word nie net vervang deur ander sake wat belangriker is. Christus word vervang deur ander geloof. En hier so 'n bietjie die eindnaam miskien. En ek het baie versigtig wees. Ek is al my lewe aangespreek vir haatspraak oor ek oor hierdie temas praat. Net oor ek seker goed nagemaak het, maar ek moet weer op as ek weet word weer afgeneem, né? Maar mantras wat hulle doen, ek weet nie hoeveel van julle het agterkom, hoor julle die mantras oor Bloemfontein? Ek mag nie nou weer daai gelyk maak nie, want ek weet R10.000 moet hulle betaal, hoor. Maar daar het so oor die luidsprekers speel. Dis hier. Dis 'n bloem. Dis besig. Maar oké, terug na die punt. Islam kry deesdae voorkeur in regerings oor Christus. Engeland is 'n voorbeeld, Europa is 'n voorbeeld, Afrika is 'n voorbeeld, en jammer om te sê Suid-Afrika ook. Christelike predikers in Engeland byvoorbeeld word verbied om te mag preek op die straat. Maar Islam mag op die strate en die luidsprekers mag hulle aangaan. Christene word belemmer en gestop, maar Islam en ander gelowe, insluitend aan ateïsme, kry voorkeur. Het julle dit agtergekom? Sien ons dit? Dis besig om te gebeur. So ek prys die Here vir hulle wat opstaan vir Christus en begin om hierdie beweging teen te werk, ook natuurlik. Maar Christendom word onderdruk en al die ander gelowe
deesdae voorkeur. Besig om Christus te vervang. Nie net met ander sake, maar letterlik met ander gode. Die proses is aan die gang. Die wêreld word voorberei, al meer. Islam, ander gelowe, het deesdae die voorreg en ander gelowe mag sekere dinge doen, maar bewaar jou as Christen as jy dit doen. Jy gaan 'n boete hê. Jy gaan 'n R10.000 haatspraak boete kry, of wat ook al die geval is. So ja, vir die vriende wat nie weet, hoor, was al daar so. Maar hier is die interessante ding wat ek ook wil noem, ek gaan dit miskien doen, ek is nou nie vir politiek vanaand nie, maar ek kyk deesdae wat aan die wêreld aan die gang is, Islam en so aan. En dan is dit vir my die vreemdste en interessantste beginsel, dat die liberale mense, of die linkse mense, as ons hulle nou so mag noem, hulle staan saam met Islam. En hulle help vir Islam. En hulle skreef vir Islam. Hoeveel van julle het al gehoor van the river to the sea? Nee? Uitwissing van die Jode, basically wat het beteken. En dan kyk ek na die mense, Islam ja, maar dan staan westerse mense tussenin wat dit ook skreef. Ek gaan nou 'n stoute ding gaan gesê. En dit wat ons linkse broers, ons liberale broers en susters nie besef nie. As Islam beheer vat van die wêreld, raai wie is die eerste wat gaan afchop? Hulle. En dit is vir my fascinerend om daarna te kyk. So met ander woorde, die liberale mense, die linkse mense, al die mense, hulle skree die goeders, ek hoor deesdae hulle so heilige oorlog en allerlei goed wat hulle besig is. As Islam beheer vat in hierdie wêreld, gaan die linkses die eerste wees wat gedood word. Met al die sieninge, met al die dinge. En dis wat vir my vreemd is, hoe mense is stille oor die oor en hulle nie verstaan wat aan die gang is in die wêreld nie. Hulle besef nie, hulle is eerste wat gaan uitsterf onder iets soos Islam. Geliefdes, ons gaan baie oor gesels. Ek dink ons begin verstaan en ons sien wat die skrif vir ons getuig. Christus is die belangrikste van alles, maar die anti-Christ beginsel probeer vir Christus as die belangrikste vervang. En hulle doen dit deesdae deur geloof, deur ander gelowe, hulle doen dit deur media, hulle doen dit deur teorieë, hulle doen dit deur ons besig te hou, hulle doen dit deur ons fokus af te haal, hulle doen dit in verskillende plekke, in skole, by die huise, regerings, hulle doen dit in kerke deesdae, hulle is oral besig. Die gees van anti-Christ is besig om te werk. En die mense besef dit nie. Hulle sien dit nie. En hulle kom op die agter. En ek gaan self stout wees om te sê, selfs ons wat behoudend is, ons wil ook op pad gaan. Want ons staan vir sekere dinge wat vir ons so belangrik is. Maar as ons eintlik daarna kyk, dan besef ons is besig om deel te neem aan hierdie hele proses om Christus te vervang as die sentrum en die belangrikste. Ons word so besig gehou met die klein dingetjies en ander goedjies dat ons vergeet waar alles gaan. Christus. Ja, jy wil iets sê. Ek moet sê, verhoudings staan dit op. Verhoudings ook, nee? Verhoudings ouers, kinders. Verhoudings, boelies, al die families, nee? In 'n gesin, familie, en so meer, nee? Definitief, as jy daar self voor, nee? Die day. Dis verseker vir die day, hoor. Ek was gister was ek daar by 'n vergadering daar by een van die skole in elk geval. En wat almal daar so vinnig sê, ChatGPT en al die goeders. Weet jy, dis versigtig, selfs vir sulke goed. Ek wil altyd kom ChatGPT, wat ChatGPT doen is, hy vat inligting oor die hele web en hy bring dit vir jou saam. Baie great, nee. Maar as Pietie daar iets nonsens geskryf het, raai wat ChatGPT gaan hom intrek. So dit wat ChatGPT en al hierdie AI goeders is nie so akkuraat nie, nee. Maar ons het al gepraat oor AI, nee, die merk wat gaan kom en al hierdie goeders en so meer, so media, nee. So geliefdes, dis die kern, nee, hierdie goed is besig te gebeur. En ons moet op ons hoede begin wees. Kobus,
weer reg vandag die ras gebeur. En die aanvalle van die bose geeste, ek dink dit het vir 'n heel apart Mooi ja. ek dink as ons 5 jaar terug, wat 10 jaar terug, en dan jy daar baie gewone en baie geeste, ek dink daar is ook baie. Die aanval is verwoed, alles is reg. Kom eens verwijs aan de alsjeblieft. Die centrale is nog. Mooi hoor. Telefoontjie nog steeds, né? Ja. Mense speel nog steeds telefoontjie vandag, hoor. En almal van julle, ek het al 'n preek al gelewer, tyd terug, maar wat gebeur met die speel van telefoontjie? Kom my boodskap reg word? Nooit, dit word altyd verdra. So imagine nou mense skinder, blablabla, wat gaan gebeur? Almal altyd sterk by en al die dinge, né? Maar jy's reg oor. So wat Kobus net weer ook bevestig is, selfs vervanging van Christus in ons denke, ons emosies, aanvalle van die duisternis, op ons denke en ons emosies, né? En die geselskappe wat ons hou, né? So al hierdie dinge. So geliefdes, mense kan baie gesels. Ek dink wat ek net vandag vir jou wil oordra is 2 dinge. Die eerste ding is onthou, Christus is die belangrikste. Dis waaroor alles gaan. Dis die doel van kerkwees. Ons is as kerk hier in naam van Christus. Ons is kerk want ons wil Christus verkondig en Christus versprei soos 'n aangename geur. Dit gaan oor Christus, die kern van alles. Ja, ander sake is ook belangrik, soos ons nou net al sê, natuurlik, nee. Maar moet nooit vergeet waaroor gaan dit nie. Dit gaan oor Christus. Ons as kerk se doel is Christus. Die ryk van die anti-Christus se doel is vervanging van Christus. En die gees van anti-Christus is aan die werk. Die anti-Christus beginsel is aan die werk. Die ryk van anti-Christus is besig om 'n plek gebring te word. Hoe doen hulle dit? Deur Christus te vervang met allerlei ander dinge. En ons gaan kyk hierna, ons gaan oplet en ons sien dit in die wêreld. Maar soos ek sê, ons gaan selfs by onsself moet versigtig wees. Wees versigtig dat Christus nooit vervang word as die belangrikste beginsel persoon waaroor alles gaan. Dit gaan oor Christus op die einde van die dag. Niks anders eintlik. Christus is die kern waaruit alles verder ook vloei. So laat ons bewus wees van die tye waarin ons leef. Ons sien dat die vervanging van Christus is besig om oral te gebeur. En daarom wil ek vandag net vir jou weer aanmoedig. Bly in Christus. Bly in jou verhouding met Jesus Christus. Dis die kern van alles. Christus is die belangrikste. En hou jou fokus op Jesus Christus. Amen. Kom ons sluit hier. Ek wil graag vir ons gebed doen. Ons Here, ons Koning Jesus Christus. Here, weer baie dankie vir u woord en dankie vir die beginsels van skrif. Dankie dat Paulus vir ons bevestig, ja, selfs onder slegte omstandighede, selfs met verkeerde bedoelings en intensies, dat u word versprei. Dat dit gaan oor u, Here. Dit gaan oor Christus. Of Christus verkondig word en opregtig of nie, Christus word verkondig. En dit gaan oor Christus. Here, help ons om altyd te besef dat die kern van kerk wees, die kern van Christen wees, die kern van Christenskap gaan oor Christus. Here, ons vergeet dit soms. Ons laat ander dinge belangriker raak. Ag Here, dankie dat ons weer eens
anti-Kris is besig om tot stand te kom. Ons sien dit in die wêreld. Die gees van anti-Kris is aan die werk. En alles word reggemaak vir die anti-Kris wat moet kom. Daar's reeds baie anti-Christe. En dankie dat ons weer eens net vanaand verstaan anti-Kris. Ja, teen Christus. Maar is die vervanging van Christus. En dit sien ons. Ons sien mense wat teen U is, Here. Maar ons sien hoe die wêreld, regerings, skole, besighede, huise, kerke, ons sien dat allerlei ander dinge is besig om te vervang, om die plek in te neem as die belangrikste. Here, help ons asseblief. Help ons in hierdie tyd wat ons leef. Help ons om te onderskei wat is die belangrike. Help ons om in hierdie tyd vas te hou aan U. Maak nie saak wat nie. Om te weet dat U is ons hoof fokus. U is die kern van alles. U is die sentrum waar rondom alles draai op die einde van die dag. Help ons om U altyd voor ons geloofsoort te hou, Here. En ons fokus te hou op U. En help ons dat ons nie sal val vir die misleiding van die gees van anti-Kris nie. Help ons dat ons nie sal deelneem aan die beginsel van anti-Kris nie. Help ons, Here, in ons denke, in ons emosies, ons harte, ons verstand, Here, dat U altyd die kernplek sal inneem. U is die belangrikste vir ons, Here. Help ons met ons fokus. Ja, Here, selfs in die gemeente hier, selfs in die kerk, help ons om altyd te weet dat dit gaan oor U, die verkondiging van Jesus Christus, ons redder, ons verlosser, die Seun van God, wat mens geword het vir ons, Here. Dankie vir Jesus, dat U ons wakker maak, en bewus maak, en sensitief maak, vir die werk van die anti-Kris. Maar aan die ander kant, dankie vir die Heilige Gees, wat ons fokus hou op U, die begin en volleinding van ons geloof. Alles in Jesus Christus se naam. Amen. Geliefdes, baie dankie. Ja, gaan nou die ene dop, ek is bly jy sien dit ook, maar nou weet ons weer eens, dit wat skrif waarsku, dis besig om te gebeur in die wêreld, hoor. So wees waaksaam, kyk en dat ons self ook nie val vir die vervanging van Christus as die belangrikste nie. Nou geliefdes daarmee, ek dink baie gepas geliefdes, ek sal nie bang wees, net vir die tyd wat ons geleef, maar kom ons staan en kom ons gaan lekker saam sing. Ek sal nie bang wees. Ons soek die jou niemand hier. Yes. Daar sê, kom ons staan, kom ons sing lekker saam. Van die allerhoogste sin en die geheime plek sal vir God kan sê, U is my bergvesting, my toevlug op wie ek vertrou. Want U is my kom
met seënbede as 'n seën of gebed ook natuurlik vir mekaar. So julle net kan ons kyk seënbede. Nie die een van Annelie nie, hoor. Die gewone enetjie seënbede. Daai het ons. Apostel meer, hoor. As hy kan ek net spreek maar vir seën. En Filippense 4 vers 7 ontvang die seën van die Here. Mag die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, oor julle harte en gedagtes die wag in Christus Jesus, ons Here. Amen. Kom ons sien mekaar met seënbede. Dankie dat ek net sien elke keer hoor.